Gemeente, vriende, ons is besig met 'n reeks oor die beginsels van die koninkryk van God. Ons het al gehoor dat in God se koninkryk hy beheer is. En ons wat as burgers van hierdie koninkryk leef, nie aan die noodlot uitgelewer is nie. God het 'n droom, God het 'n plan vir jou en vir my. Ons het ook gehoor dat die beginsel van geregtigheid geld in God se koninkryk. Regverdigheid en geregtigheid werk miskien in die koninkryke van die wêreld op 'n sekere manier. Maar in God se koninkryk werk dit anderste. Jesus beskryf hierdie beginsel op so 'n dramatiese wyse wanneer hy sê: die wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, sal weer eerste wees. Vandag kyk ons na die derde beginsel van die koninkryk van God. En dit is die liefde. Jesus werk en preek, doen ongelooflike wonders in 'n koninkryk wat gedomeineer was op daardie stadium deur geweld, deur magsmisbruik. Die Romeinse ryk het mense vertrap, mense verpletter. En die tempelkultus het nie veel beter opgetree nie. Binne hierdie konteks sê Christus, maar die koninkryk van God werk anderste. Hier tel die beginsel van liefde die heel meeste. Gaan lees gerus Lukas 10 vanaf vers 25 tot 37. Wetgeleerde kom na Christus en vra: Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Of anders gestel, wat moet ek doen om in die koninkryk van God te leef? Waarna Christus sê: wees lief vir God en wees lief vir jou naaste soos jouself. En dan verduidelik Christus dit aan die hand van 'n gelykenis. 'n Bekende gelykenis van die barmhartige Samaritaan. In God se koninkryk help jy almal. Jy loop nie verby nie, selfs al is die persoon wat seer gekry het jou vyand. Jy sorg vir daai persoon, jy maak voorsiening vir daai persoon. In die koninkryk van die wêreld sal jy miskien verbyloop, maar in God se koninkryk stop jy. En jy toon liefde en barmhartigheid aan hierdie persoon. Die apostel Johannes neem hierdie konsep of beginsel selfs verder in 1 Johannes 4 vers 16. Hy beskryf God nie net as die bron van liefde nie, maar as liefde self. God is liefde. Ons sien natuurlik hierdie liefde die duidelikste aan die kruis. Juis wat ons volgende week vier en herdenk, die kruisiging, maar ook die opstanding. Jesus is so lief vir jou en my in hierdie koninkryk dat hy bereid is om sy lewe vir jou en my op te offer. Leef ek en jy in die koninkryk van God, kan ons ook nie anders nie. Kom ons toon Christus liefde. Nie net aan ons naaste nie, ons man of vrou of ons kinders nie, maar aan ieder en elkeen wat ons pad kruis. Ja, selfs ons vyande. Amen.